Schrijven zit mij net vanochtend op die spot gezet. Dat was nog glad niet vanochtend beplan of die of de timing. Ik heb eigenlijk gewoon veel te doen zin. Ik ben in Pretoria, so je hebt mijn hart geleerd met de kerk aan te sluiten, om weer te leiden, worship en alle die dingen. So net van veel als stel voor mij, ik kom van die mensen af, voor het geworden in Pretoria. Begin dwellings gebruik by ouderdom van 13. Wat ek ons een kerk gebruik en my boetie wat 4 jaar jonger is ek. Hy begin van my vriende uit en hy was een van my uit gesteel en ek het gebruik. so hy steel die geld op die goed en ons gebruik alles so. So balance vir my was 'n roltyd in my lewe gewees want dit het baie dinge verwoes. En as jy gaan terugkyk wat jy het, wat jy gehad het, die tyd wat jy gebruik het, en die tyd wat jy gemors het, dis actually a waste of time. Kom ons sê die eerder so. Balance is jy mors jy lewe op. Dit is genuine. Jy kan nie vir my iemand wys wat balance gebruik, wat vir sukses vandag is. Daar is nie, sê, dit bestaan. En as ek kyk waar ek was, geleenthede gehad, in die bank gewerk, en was rehab is eintlik 'n vakansie. Waar jy net nog draggies ontmoet, wat jou weer help met nuwe suppliers. Geen weer nuwe vriende, nuwe suppliers. So, julle brothers vir my was 'n robbertyd gewees. Ek het baie aanvalle gekry, en ek het opgehou, ek tel nie. Kom ek sê, as jy jou verloos het van drugs, moet nie tel hoe lang as jy skoon nie. Want dit is nie soos, ek is nou 10 dae, of ek is nou 'n jaar skoon nie. As jy skoon is jy skoon. Dit is, want as jy time frame van sit, is die kans wat jy weer kan gebruik, is groot. So, my balance het, ek het vriende gehad wat redelijk goed aangevang het. Ons het hierdie Burgershoofstraat deurgeloop en ons gesteer. Ek was maar, ek dink net so 70 gewees. Ek weet nou 170. Maar net om vir julle te wys dat daar is 'n God. En as ek maar kyk waar my verlede was en waar ek vandag myself bevind, en dit is net deur die Here. En it's all glory to God. Ja, as jy balance gebruik en jy probeer skoon kom en jy probeer jou lewe omdraai. En ek weet, die dorp is erg. So is dit nou langs vir my, dis die deurry en dis raar as skerie. As ek vat hoe dit daai tyd was en hoe dit nou is dit letterlik as ek weer nie hel is. En ek dink vir iemand wat gebruik, ek hou my hoed af vir so 'n persoon om elke dag te kan sterk opstaan. En dit is wat ek gesê het, ek het actually in die week, het ek 'n helse aanval gehad in my kar. Die kar het gebreek, kan? En die stuk. So, eers het my kar gebreek in Pretoria, ek het deur dit pas water gery, die insurance nou uitbetaal, en my kar gesleep na auctionation om te assess. En maandag, spesifiek actually vir my Sondag gesê, van die kar stil om gaan maandag die kar gaan staan. Ek het maandag na die plek gegaan, guess wat, die kar staan, ek ry om toe my nie. Ek kom toe weer eens door toe, ek werk vir versekering, by Outsurance. En ek kom weer eens door toe met die te sien, en hier bly, hier stap my kar. Die taxi sin, hy het water geleg, en ek gedink, dis ernstig, en ek het die water gegooi, en dis die waterpomp wat leg. En ek by 'n vriend se huis gestop, en my vrou, hoor ek, kan jy nie help met water vir my kar, en hy sê, jy kan nergens jou waterpomp leg. Ek gaan letterlik nie eens Pretoria. Ons vir die kort, timing belt gedoen, waterpomp gedoen, kan die huis bring, en jy nie die timing moet staan. Vrou is by die huis, en die kinders in Pretoria, daar sit ek in Kruisdorp vast. Dan moet ek maar slaap, want ek sien my huis, en die ouders weet om die timing te probeer instel. Dis al 2 in die oggend, en hulle probeer nog steeds, maar soos hulle probeer stel hulle net weer uit. En eventually, die volgende dag, 2 uur, kon ek huis toe gaan,
nee, en ek kom in Pretoria, ek sê 3 meter voor my huis, daar breek die kar neer. Daar sleep hulle my nou weer. Nou, ek sê hoe moedeloos is ek. Die waar is my foon? Hoe lyk my foon? My foon en ek kyk iemand bygekom. So, dit was die frustrasie, maar dit het my nie gemaak opgeen. Ek het gesê, ek sit nou in die kar, ek wacht dan weer vir 'n touwdraad. Dit was letterlik, jy word so moedeloos. Jy word so moedeloos in die lewe, dat jy dink die maklikste wy is om terug te gaan, waar jy was. Van die vyand wil vir jou lief. En ek dink, my vrou kan nie saampraat, ons het altyd balance gewees. En dit is nie vir ons geheim nie, dit is nie vir my, ek is nie iets wat op jou skaam is, dit is iets wat ek 'n keuse gemaak het en by lewe in daai pad gestap. En vandag is ek 'n suksesvol mens, ek doen baie goed in my musiek, ek doen goed in my werk, en ek moes letterlik baie mense uit my lewe uitskuif. Want jy kan nie, as maak nie saak of jy genees is, wat ek nou verswys op sê. As jy skoon is en jy is op die regte pad, en jy voel, moenie weer betrokke raak by die mense wat gebeur. Want jy gaan terugval. Ek gaan jou garantie, jy gaan terugval. Onthou soos ek verswys gesê, dat die Here ken jou hart, maar die Satan ook. En hy weet wat jou ook gaan na terugval. So negativiteit en dit is rof. En enige raad wat jy kan gee, dit is die geheim van as jy wil die pad saam met die Here stap. Maak nie saak as jy vandag jou hart vir die Here gee. Dit gaan nie môre reg kom nie. Dit gaan ook nie oormôre reg. Dit gaan nie oor week, dit gaan oor maand, dit gaan oor 6 maande. Die Here gaan jou beproef. Jy gaan getest word. So, jy kan in die straat loop en Jessie, die pakkie kristal. Lekker, dankie, waar dit vandaan? Dit gaan gebeur, dit gaan genuine gebeur. So, ek wil vanoggend net al die eer aan God gee, ek is vandag gebless, vrou,